Ons datum 9 Maart 2025 en as ons kyk na hierdie indringerbos wat ons as 'n indringerbos bestempel, het ek agtergekom ons kan dit ook 'n boubos noem. Maar as ons nie weet hoe om die boubosse en te bestuur nie, dan gaan dit vir ons moeilik wees om dan die voordeel van die boubos te kry. Wat is belangrik is dat hierdie gras wat onder hierdie bos staan is as gevolg van grondlewe. Baie ryk is in grondlewe en hierdie grondlewe soos met ander woorde ook stikstof en dan die mikro en makro lewe wat deur hierdie groot boom geskep is. En dan hierdie fantastiese groei. En ons praat van 250 mm reën min of meer. En nou kan jy self dink wat gebeur. Ek wil wys by alle bome kan jy gaan kyk. As jy opgaan en daar is die lyn van die boom wat eindig. Daar is ook dan die groen aan die linkerkant toe, die geweldige digte stand. En dan is dit die geel gras wat ook baie minder bedek is hierdie kant. Goed, hoe bestuur ons nou hierdie boom, dat ons sy voordele kry, want alles het voordele en alles het nadele. So as ons nie weet hoe om hom te bestuur nie, dan gaan ons baie probleme kry, en dan moet ons hulle altyd heeltemal verwyder. En as ons dit moet verwyder dan dit net tot 'n balans toe. En dit is dat hierdie gras het minstens 'n 40-50% meer waarde as die gras weg van hierdie bos af. Anders as diere in jou kamp in gaan kom, dan gaan hulle heel eerste jou bome kaal vreet en dan soos die jaar aangaan of daar groei 'n grasietjie uit, dan sal hulle dit so uittrap en so doodvreet dat daar nie kan gras onder daai boom groei nie. So met ander woorde, ons het eintlik 'n geweldige oorbewyding onder die boom en so met ander woorde, nou sien ons die boom as die probleem, maar ons het nooit die oorbewyding gesien as gevolg van daai hoë waarde van die gras onder die bos nie. So as ons nou werklik waar wil gaan sny hierso sal ons, as ek nou moet skat wat hier nou staan op hierdie oomblik, maar dit hoef nie altyd daarom so te wees nie, dan is hier so 7 keer meer weiding onder hierdie bos. En dit beteken dis 7 jaar wat hy meer weiding voorsien het. So geweldig baie kan ons van 250 mm maak as ons die bestuur van 'n bos verstaan. So wat ek by my nou doen is, my diere gaan nou in 'n kamp in, en hulle wei net onder die bome, en wanneer die bome kaal is, dan skuif ek na die volgende kamp toe, want ek het feitelik al my diere, of ek het op hierdie oomblik al my diere in een kamp, en dan kan die weiding wat dan nou weg is van die bos, kan dan nou kans kry om dan nou meer te kan groei, en met gras kan jy ook jou grond bou, dan met 'n digte stand moet daar kom, en jy moet hulle kans gee om dan nou diep wortelstelsels te kry. Ja, daar is 'n baie oulike storie van ons indringerbos, wat in beginsel 'n boubos is.